Die 85-jarige Tannie Gesina van die Kerk van Pretoria het in 1958 haar eerste motor gekoop. Dis vandag 51 jaar later en sy ry nog steeds haar albeingroen Volkswagen Beetle. Ek was 34 jaar oud toe ek die kar gekoop het. Ek het nog nie lisensie gehad nie, ek moes van verlese. Wat ek dan nie die lisensie kry was makliker daai tyd. Hulle het minder moeite gedoen, sal ek sê, want dit was die jaar wat al die mopeds en al daai goede lisensies gekry het. En hulle was verskriklik besig geweest. Volkswagen kewertjies was al ou nuus toe bromponies, oftewel mopeds, in die 1950s op die paaie verskyn het. Sy bly al vir 30 jaar hier in Botha Mansions in Sunnyside. En ek het by haar kom uitvind hoe sy dit reg kry dat haar voertuig na al die jare nog loop. Wat is dan die se resep? Nee, ek weet of daar 'n resep is nie. Jy hanteer maar net die kar saggies. Gereeld was en net uit die pad uit bly en nie ongelukke maak. Die tannie kry elke week iemand om haar kar te was. En vandag is dit my weer. Nou, Pieter, begin sommer by die môrekerk. Die dinge wat 'n man vir 'n vrou sal doen. Nou, jy wil nie halve werk doen nie, Pieter. Ek sal nie met tannie. Kyk vir jou. Sy het vir die Volksie se diens net R5.50 betaal. Vandag sal jy om en by R1.700 betaal. Die volle het al meer as 104.000 myl op die klok, oftewel dig by 180.000 kilometer. En Tannie Gesina kan nog elke oomblik saam met haar Beetle in die fynste besonderhede onthou. Dit is 'n laat 58 noem hulle. Ja. Hy het ingekom so bietjie voor Kersfees. Toe staan hy daar vol gries, dit het hom nog nie eers gewas nie. Meneer van Rudlof, die verkoopsman, te sê vir my, dit is so naby aan die eind van die jaar. Kom ons wag tot in Januarie, dan registreer ons hom in Januarie. Want dit was toe oor die naweek nuwe jaar. En die maandag was die 5de Januarie. Toe kom hy daar aan met al die papiere en goed daar by die werk, toe ek intussen tyd nou die geldjies by mekaar gesit. En dit was 'n astronomiese hoeveel? 608 pond. En dit sal in randwaarde wees? Wel, daardie tyd was dit 1200 rand. En vandag kan 'n mens nie eers 'n pad koop vir daai geld nie. Kan nie eens petrol ingooi daarvoor nie. Sy het in 1961 haar kar volgemaak met R2.50. Dit is gelykstaande aan so 10 sent per liter. En julle weet wat ons vandag vir petrol betaal. Sy het nog al die inskrywings van die eerste dag af dat sy petrol ingegooi het. Die karretjie het wel 'n mylmeter, maar geen petrolnaald nie. Daarom maak sy hom altyd vol en werk dan uit hoe ver sy sal kan ry. Wel, ek wil nie maar ry tot in die eerste, want dan gestaan ek langs die straat. Ek maak hom maar vol wanneer ek so na half denk gery het. Kyk, hy staan nou op 4376 en as hy nou op 476 staan, dan maak ek vol. Sy was op skool al goed met rekeningkunde en het maklik deur die jare boek gehou. Toe sy die Volksie gekoop het, het sy vir 'n bougenootskap gewerk. Maar ek kan nie met boekhouding gewerk of? Ja, ek sê maar, ek het net sommer gemaak. Wat was sy eerste registrasienommer? TP 70172. Maar tannie, die agterste sitplek, is daar genoeg vryplek? Wel, dat hang af hoe groot jy is. Daar sy. Nou kan tannie daarom sê, weet jy, in die 51 jaar dat ek die ou karretjie het, 'n pragtige jong man om ook vir my gewas. Ek sal besluit wat ek sê. Moet nie nommerplate vergeet nie. Sy was nooit getroud nie en beskou die kewer as een van die groot liefdes in haar lewe. Sy het in 1983 vir hom 'n nuwe baadjie aangetrek en hom weer in albeingroen laat oorverf. Sy het 12 jaar gelede ook die sitplekke weer laat oortrek en die remme en die ribbers is gereeld deur die jare vervang. Die enigste probleem is die ou 6V battery wat elke nou en dan pap word. Die oorspronklike 1100 engine het steeds sy kenmerkende klank. Maar tannie, nou is hierdie die oorspronklike flikkerligte waarmee uitgekom het. Nee, hy het met die ou armpies uitgekom. Ja. Die het hulle onklaar geraak en toe het ek laat flikkerligte aansit. So met tannie, waar is die speeltjies? Nee, hulle steel die speeltjies af, man. So hoe kry jy dit reg om sonder speeltjies te ry? Met die 3 speeltjie binne-in. Net daar binne. Ja. Tannie is gefokus. Geoefen, man. Tannie is gefokus. Lief vir haar wiele is Tant Gesina gewis, maar sy het ook destyds 'n reputasie gehad vir haar liefde vir spoed.
80 myl of amper 130 km/h is die karretjie se topspoed en sy het die naald tot daar gedruk wanneer sy teen vriende resies gejaag het. Maar voel dan nie onveilig om so sonder veiligheidsgordel te ry nie? Nee, maar dit pla my nie. Ek voel ek ry gemaklik. Ek voel iets wat onveilig. nie oor tannie se bestuursien, dit is net ek gewoon. Wat dink tannie maak van iemand 'n goeie bestuurder? Baie oplettend te wees en om te ry volgens wat jou kar se toestand en die pad se toestand en die weerstoestand is. Maar tannie, maar sê nou iemand bied tannie R100,000 aan. Sal tannie dit oorweeg om te verkoop? Nee. 200,000? Nee. Ek gaan hier nie wen nie. Kyk, daar is nou nie verniet 'n liedjie wat sê die liefde het ons nou vir altyd saam gebind nie. En dit is presies wat nou in tannie Gesina en haar Beatles se geval gebeur het. Wat van 300,000 met 'n oorwerksien en 'n stywe druk? Nee. Ek sê altyd as iemand vra wil jy die kar verkoop, dan sê ek jy moet daar by halfway house en nie ou gaan staan. Die voorlyk is vir my skoot. Ek glo dit nie. Jy's veiliger agter as voor. Tannie poeier ook net sy neus.